Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons vandag en ons glo en vertrou dat jy 'n amazing diensbelewenis gaan hê. Voor ons aangaan wil ek gou vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak. Ek lees vir jou wat staan in Filippense 4 vers 19 en ek lees dit in die Engels. Dit sê, "And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus." Dit is amazing om te weet dat dit die Here se belofte is. Ek en jy het behoeftes. Ons het dinge wat ons die Here voor vertrou, maar ons kan dankbaar staan in sy voorsiening wat hy vir ons bied. Weet dat wanneer jy vandag 'n bydrae maak, weet ook jy doen dit uit 'n plek uit waar jy weet die Here seën jou en hy seën my ten volle. Daarom gee ons met blye harte. Jy verskeie maniere jy 'n bydrae maak, verskyn nou op die skerm. Let ook op na al die exciting goed waarmee ons besig is by ons kampus. Kom ons kyk saam na die kampusnuus. Ons het 'n bord van impak waar ons saam met jou bid vir jou gebedsversoeke en vir mense wie nog nie die Here ken nie. Kom skryf 'n naam of 'n gebedsversoek op 'n kaartjie en draai dit om wanneer die persoon tot bekering kom of wanneer jy 'n antwoord op jou gebed gekry het. Ons almal ken daardie gevoel wanneer jy by 'n verkeerslig stop en oogkontak maak met iemand wat vra vir geld. Ons wil jou graag bemagtig om 'n meer langdurige verskil in hierdie mense se lewens te maak. Vir slegs R50 kan jy 'n MyChange voucher koop met 4 kaartjies. Hierdie kaartjies kan ingehandig word by enige U-turn of messentrum vir een van die volgende: klere, 'n warm stort, 'n maaltyd of 'n veilige slaapplek. Daarna word daar ook 'n pad gestap om hierdie persoon uit huisloosheid te help. 90% van alle vouchers wat uitgegee word, kom terug na die sentrum, so koop vandag nog jou vouchers by die koffietoonbank en maak 'n verskil in iemand se lewe. Die 24ste Mei begin ons met 'n nuwe reeks by ons aanddienste. Dit gaan oor ons journey saam met God. To sit, walk and stand with him. Ons gaan saam reis deur die boek van Efesiërs, so maak seker jy is daar. Hier is 'n geleentheid vir elke man. Maandag aand 8 Junie by Kingsman behandel ons die volgende 2 sessies. Wat is die effek van sonde en die pad van my genesing? Jy kan registreer op Church Suite of R30 op die aand betaal. Sien jou daar. Ons gaan Vadersdag fokus op mans as vaderfigure soos God dit bestem het. Koning, priester en profeet. Ons vra jou om iemand te nooi wie jy ken om hierdie boodskap te kom hoor. Bring jou pa, bring 'n man wat tans disconnected voel, bring iemand wat nie meer kerk toe kom nie. Kom vier Vadersdag by Dr. Douwe Tygerwil, 21 Junie om 8:30 en 10:15. Daar's ook 'n gratis cappuccino vir elke man. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal. Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. Baie dankie Rian dat jy weer 'n kans vat om my te vra om te praat. Die skade is gewoonlik nie te groot nie. Maar dis net lekker om te kan deel. Klomp goed wat ons oor sing en wat ons oor bid. Net die perspektief, hoe God kyk. En ons praat nou hierdie week oor unboxing. Dis die laaste in hierdie reeks gaan oor die lewe in die Heilige Gees. Nou, hoe fisies doen 'n ou dit? Unboxing the truth. Dit wie hy eintlik is. En ons het baie keer groot geword met die gedagte van ons is bang vir die Heilige Gees, the Holy Ghost. Die arme Engelse kinders. The Holy Ghost. En ons het as kinders nooit verstaan nie, wie is die Heilige Gees? Jy hoor nou en dan iewers word dit genoem of gelees van, maar wie is hy? Wat doen hy? Wat het ek met hom te doen en wat het hy met my te doen? Nou, dis eintlik 'n groot onderwerp wat julle seker al baie goed deurgetrap het hier, maar in my een beurt ek nou vanoggend kry, gaan ek nie alles kan sê wat ek wil sê nie. Maar kom ek sê vir jou iets oor unboxing. Nou die dag kry ons 'n boks. Goeie opregte Afrikaanse woord, boks. En
daai boks kom van Duitsland af. Nou net om 'n bietjie perspektief te gee, ons het 'n kinderreis begin in die Oekraïne baie jare terug. En die eerste kind wat daar aangeplaas is, Luda, is nou 'n getroude vrou wat gevlug het uit Oekraïne uit. Sy bly in Duitsland, maar vir haar is ons pappa en mamma. So dis 'n baie nou band, veral Luda en Petra. Nou, ons het een keer vir hulle 'n klomp geskenke gaan gee, net toe die kinderreis begin het in die Oekraïne. Toe het ons bokse geskenke vir hulle gevat. En hulle het unbox. En daai opwinding van kindertjies wat nog nooit in hulle lewe 'n nuwe ding gesien het nie. Dit was net vir ons verskriklik. Ek onthou my seun Johan het saamgegaan en hy het maar liewers 'n video geneem want hy het te veel gehuil. Hy wou nie gehad het mense moet sien. Toe gryp hy maar 'n videokamera om agter te huil, want dit was 'n groot oomblik. Nou stuur sy nou die dag vir ons 'n boks. En toe ons unbox daai boks. Nou ek weet nie van jou nie, maar 'n toeboks is 'n verskriklike ding. Hy moet oop. Met geweld, en partykeer sal Petra nog keer en sê, want spaar die papier. Sê, never mind die papier, hier's 'n boks. Hy moet oop en uit, en kom ons kyk, en dis 'n groot boks, daai was, ek weet nie wat hy geweeg en wat dit moes kos nie, maar hier kom 'n geweldige boks uit Duitsland, uit deur 'n Oekraïense koppel, wat lief is vir ons, en ons wil bless. En nou begin ons met daai boks. Maar jy wil nie te vinnig oopskeer en sny nie, is bang nie maak skade. En nou pak ons uit. Kyk, daar's goeters en geite en dinge en chocolates en man, dis is net verskriklik. En hoe meer ons unbox, hoe meer kom ons agter, maar kyk, hierso het jy hierdie gesien en ons neem foto's, ons stuur video's en alles. Die snaakste goed en die lekkerste goed. En dan die kompetisie om te kyk wie kan die stadigste eet aan die chocolates. En wie se verantwoordelikheid is, wie mag hom oopmaak? Is dit ons boks of is dit net haar boks? Maar unboxing, die ontdekking van die heerlikheid. En nou werk ons met 'n onderwerp wat ons sê, maar kom ons vind uit wie is die Heilige Gees? Want na mate ons grou, hierdie lewe ontdek in en vanuit die Heilige Gees, hoe meer ontdek ons oor wie hy is en wat hy bied, wat hy kom doen het in ons lewe. Hy's nog altyd daar gewees. Altyd. Hy het nie op Pinksterdag eers gebeur nie. Die Heilige Gees was nog altyd daar. Hy was deel van die skepping. Hy was uit gesweef oor die waters. Nou, daai hovering over the waters, ek wens ek kan daai konsep regtig baie duideliker verstaan. Maar met die skepping was hy reeds daar. En hy still hovers. Hy tot op vandag is hy besig om te kyk, waar kan hy wat doen, sodat ons koninkryksvisie beter kan verstaan. Hy's nog altyd daar en hy's God, die Heilige Gees, daar's verskillende dimensies van hom en ons gaan bietjie kyk hoe kan ons dit unbox. Nou wil ek net sê terwyl ons unbox, kom daar goed uit of jy sien goed in daai boks. En wees nou maar eerlik, die manne sal nou verstaan, jy begin kwyl. Ek weet nie wat is kwyl in Engels nie, maar dis as jy lus word vir iets wat jy sien, jy weet jy gaan iets gebeur, en jy begin lus word, fisies, sigbaar. En dit gebeur as 'n ou kyk na wie die Heilige Gees regtig is. Jy word honger, jy word eintlik angstig lus om te begin eet van dit wat God gee, deur sy Heilige Gees. Nou, daar's 'n verskil in die Ou Testament, dit lyk anders in die Ou Testament as in die Nuwe Testament, en ons gaan vinnig daaroor gesels. In die Ou Testament het die Heilige Gees van tyd tot tyd oor mense gekom. Daar was 'n oomblik en 'n nodigheid vir 'n sekere situasie, maar in die Nuwe Testament is dit permanent. Ons gaan nou dit bietjie unbox. Maar in die Ou Testament gebeur al wonderlike goed. Dink aan Samson. Hy het nie veel verstaan van wat aangaan nie, maar op 'n stadium met die Heilige Gees om bemagtig om goed te doen, wat hy nie normaalweg sou kon doen nie. So, daai oomblik was dit nodig. Daniel sien en hy verstaan, hy gee uitleg van drome, hy sien bonatuurlik. Rian het nou genoem hierso, die Here moet ons help om te sien. Want partykeer sien ons, maar ons sien nie, of ons kyk en ons sien nie. Ons verstaan nie, ons kyk oppervlakkig. Maar hier sien Daniel goed wat niemand kon sien nie. En daarvoor kry hy die nodige eer. En in Abraham, wat een van die amazing goed wat die Heilige Gees met hom kom doen het, is toe die Here vir hom sê, trek. En die vraag was seker, okay, maar ek soek daarom 'n
location point. Weet, hoe lyk die pastorie waarheen ek gaan trek my nuwe bediening? En wat is die py? Maar die Here sê net trek, gaan net aan. En soos hy aangaan, begin die Here deur sy gees met hom praat en hy ontwikkel 'n sekere lewenspatroon en omstandighede word sigbaar soos hy die Here vertrou in wat hy moet doen. Nou, net as jy kyk na skrifgedeeltes soos in Levitikus en Exodus, daar waar daar wonderlike goed gebeur in die woestyn. Nou, een wat ek net aan dink, is byvoorbeeld waar God opdrag gee om die tabernakel te vestig. En dan gee hy 'n detail beskrywing. Nou sê hy in Exodus 25, hy wil hê daar moet 'n goue lampstaander gemaak word. En die lampstaander moet so in sis lyk. Gaan lees bietjie die beskrywing in Exodus 25. Detail. Dit mag net uit een gegote stuk goud wees. Die olie moet kan deurloop na al die pypies toe. Daar's 7 plekke vir kersse of wat ook al wat kan brand. So dit word gegiet in een stuk. Dit mag net in een stuk wees. Dan moet hy gegrafeer word. En blommetjies en takkies en goed moet uitgekerf word op dit. Nou klink dit vir ons baie maklik. Jy weet, okay, kom ons gaan Konnerstorp toe. Daar's 'n ou wat ons kan verwys na iemand wat bietjie gietwerk doen. Maar wie is in die woestyn? Daar's niks. Hulle is nie meer in Egipte nie, hulle is nog nie in die beloofde land nie. En hier tussen niks en nêrens, kom God met sy detail en hy bemagtig deur die Heilige Gees 'n persoon wat hierdie wonderwerk kan doen. En dit klink dalk nou na niks, want ons sien oral hierdie goeters wat staan, hierdie lampstaanders met die 7 plekke wat kan brand. Maar dink bietjie as jy in die woestyn tussen die klippe en die bossies is, en daar moet jy 'n soliede goudding maak wat uit een stuk is, wat die olie kan deurvloei na alle kante toe sonder verhindering. That's a major miracle. En so die Here die hele tabernakel tot stand gebring deurdat hy deur die Heilige Gees mense bemagtig het om kunswerk te doen. Hulle word bemagtig om bonatuurlike goed te doen, te weef, te kleur, materiaal te vervaardig. Hulle het uit niks uit iets kon doen nie, want die Heilige Gees het gesê, ek sal jou wys hoe, ek sal jou bemagtig. Nou iets wat, en ek het dit nou hier genoem, so sorry vir die ouens wat het al hoeveel keer gehoor het, maar dis net amazing. 2 Konings 6, Elia word gesoek, hy wil die ouens wil doodmaak. Julle ken nou hierdie groot gedagtes van die profete wat nie altyd gewild is nie. En glo my, as jy die waarheid praat, is dit nie altyd gewild nie. Dit is nie 'n gewildheidskompetisie wat jy wen as jy 'n pastoor word of 'n prediker nie. Maar nou is hulle in hierdie laar, dis eintlik Elisa, is nie Elia nie, sorry. Hulle is in hierdie laar, hulle kamp nou uit, en nou gaan die diensknegt van Elisa uit in die oggend vroeg, en hy skrik, wat hy nou sien is, hierdie hele plek is omring deur die vyand. Daar strydwaans en perde, en hulle is in die moeilikheid, want hulle weet, Elisa moet doodgemaak word, sê die vyand, en nou is hulle omring. Nou hol hy terug. Nou sê hy vir Elisa, my heer, wat moet ons doen? Ons is omring, ons het nou moeilikheid. En Elisa sê die volgende, en dis definitief te doen met die unboxing van die Heilige Gees. Hy bid, hy sê, Here, maak sy oë oop dat hy kan sien. Nou dink net, as jy iets sien, en jy kan getuig daarvan wat jy sien, en jou baas sê vir jou, jy sien nie, ek gaan die Here vra dat jy regtig kan sien. Dis die Heilige Gees wat sy oë, ek wil amper sê oopmaak, is dit moontlik? Maar ons weet mos hoe werk ons sien 'n ding, en dan dink ons, dis die volle prentjie. Dan kom die Heilige Gees, en hy maak daai oë oop, dat ek regtig kan sien. En wat sien hy toe? Die oomblik toe die Here sy oë oopmaak, in ander woorde, hier's die vleeslike oë, hier's die oë wat ek nou, wanneer laas laat toets het, maar hulle sien dit en dat. Die Heilige Gees sê, kom ons help hom om regtig te sien wat God besig is om te doen. En ek wil vir jou vra vanmôre om saam met my, ek's regtig in hierdie ding, ek is in hierdie situasie waar ek die Here vertrou vir dit wat ek oorpreek, dat die Here jou op 'n plek sal kom, op 'n plek sal bring, waar jy regtig anders sal kyk na dit wat jy sien. Want ons kyk met die natuurlike oog, ons kyk na die omstandighede, ons worry oor goeders wat ons moet verander, wat ons weet ons kan nie verander nie, en dis eintlik wat worry is.
Dis 'n toekoms wat jy nie kan verander nie, waaroor jy nou al worry oor goed wat dalk nog nooit gaan gebeur nie, en dalk nooit gebeur het nie. Is dit nie so nie? Dis 'n bose kringloop. En naderhand worry jy so oor goed wat dalk kan gebeur, dat jy worry omdat jy nie oor alles kon worry nie, want jy raak ook vaak, jy moet slaap op 'n stadium. En dan moet ek nou vroeg opstaan die volgende dag, en amper die wekker stel om te sê, maar daar's nog goed dat ek nie klaar geworry het nie. En sê nou maar net, die Here kom nie reg nie, en ek help hom nie genoeg deur te wys wat hy alles moet doen nie. So om regtig te sien, om die waarheid te kan sien, moet 'n ou se oë oopgemaak word. Nou die interessantheid is, nou toe hierdie ding gebeur, toe verander die gesindheid van die diensknegt heeltemal. Want skielik sien hy wat God deur sy Heilige Gees vir hom unbox het. Hy grawe eintlik sonder dat hy daarvoor gesoek het, grawe hy nou in hierdie boks, en wat kom hier uit? Die heerlikheid wat God bestem het. Nou, dis 'n lang storie hierdie, maar ek wil net vinnig probeer opsom wat daar gebeur het. Die ouens wat nou die aanslag loods, wat nou eers gelyk het na baie, en toe lyk het na min, omdat God die diensknegt sy oë oopgemaak het, hulle word op 'n stadium met blindheid geslaan. Nou kyk, is 'n teenstelling verskriklik. God se diensknegt se oë gaan oop en oper. Daai ouens se oë gaan heeltemal toe. Dink aan daai gemors. Hulle gaan al die pad om Elisa in hegtenis te neem. Nou word hulle met blindheid geslaan, en Elisa, wat die probleem vir hulle eintlik is, lei hulle nou na 'n ander dorp toe. En almal volg hom. Hierdie klomp blinde siele, hulle gaan hom te vang, en hulle loop hulle maar agter hom aan. En sy gesindheid verander ook, en dit is 'n wonderlike ding om te lees. Hy lei hulle na 'n plek toe, wel nie wou wees nie, maar toe hulle daar kom, toe sorg hy dat hulle almal iets te eet en te drinke kry, en almal word wonderlik behandel, en dan gaan hulle. Nou daai storie het nie daar geëindig nie, gaan lees dit self, en dit raak al hoe interessanter. Maar nou ja, net om te dink aan die oë wat oopgaan. En dan sê Psalm 121, en dit kan nie oud word nie, al is dit Ou Testament, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Nou toe ons nou vanmôre ry, kyk, as jy uit lange baan uit ry, en jy moet hier 'n sekere tyd wees, dan sit pikdonker as jy daar ry. Maar toe ons nou hier kom in die omgewing waar berge is, kyk, ons het nie baie berge nie. Ons het baie bilte, maar ons het geen berge nie. Toe ons hier kom en die son begin opkom, toe is hierdie berge hier by Helderberg, ek weet nie watter rigting is dit nie, maar is iewers. Toe is dit so rooi, en dan staan die berge so uit. Nou dink ek, dis 'n magnifieke gesig, om te dink, ek het die voorreg om dit te kan sien. Ek het ook vir Petra gesê, dis nie aldag wat sy 'n sonsopkom sien nie, maar hier is hy nou. Maar baie keer voel 'n ou, jy weet, waar moet ek nou kyk? Ek het nou moeilikheid, ek het hulp nodig, en wat gaan gebeur? Dan sê die woord, ek slaan my oë op na die berge. En dan die vraag is, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Nou, dis nie magic berge nie. Dis nie asof ek 'n berg gaan bid, of nou iewers 'n berg in my tuin wil bou, en sê, ek gaan elke oggend vir die berg goeters verduidelik nie. Al wat dit beteken is, uit moedeloosheid wil ek opkyk. Want ek weet my hulp is van die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Ek weet my hulp is van die Here. Dis bonatuurlik, dis 'n magtige beginsel wat in die Ou Testament vasgemaak is. Nou, voor ek kom by die Nuwe Testament wil ek ook net sê, ons leef nie in die Ou Testament nie. Baie keer herinner ons onsself net aan dit wat in die Ou Testament gebeur. Kyk wat gebeur, hier val 'n ou se byl in die water, en die profeet sê net, laat die byl opkom, en nou wil ons almal se byle in die water gooi, om te kyk of ons hom laat opkom. Ons kan nie in die Ou Testament bly leef nie. Die vooruitskouing was dat in die Nuwe Testament die Ou Testamentiese wonderwerke jou deel gaan wees. Nie nou en dan nie. It's yours because God decided to give it to you. Ons kan nie in die Ou Testament leef en net heeltyd aan daai profeseë vashou en dink maar ek wil so leef, ek wil dit doen wat die profeet gedoen het, of wat hierdie ou gedoen het, of wat daai ou gedoen het. Ons leef in 'n nuwe dispensasie waar die Heilige Gees uitgestort is. Nou, Handelinge 4:32 verduidelik dit nou, daar's 'n hele storie natuurlik oor die uitstorting van die Heilige Gees, maar een ding wat gebeur is, mense was een van hart en siel. Nou, hoorie, dis 'n wonderwerk wat ek nou van praat. Waar het jy 'n klomp ouens gesien wat by mekaar kom en almal was een van hart en siel?
Ons het gisterlaas verskil oor die rugby, onthou jy? Nou ek wil nou nie hier nie openbaar laat ouens nou hulle swakhede bely nie, maar jy selfs blou bulle hier. Nou, ons sal dit vir julle vergewe, want dit is baie ontrou aan die omgewing wat die Here jou geplaas het, noem dit net. Maar ons verskil oor rugby en politiek en vleisbraai en karre en dis ongelooflik hoe mense kan verskil. Maar die Heilige Gees, soos ek daai unboxing doen, kom ek agter, hy wil ons eintlik een van hart en siel maak. Hy wil ons eenheid na vore laat kom. Dit beteken nie ek kan nie my eie smaak ontwikkel of ek het nie my eie voorkeure nie, maar wat die geestelike dinge betref, een van hart en siel. Want die Heilige Gees kom en hy maak ons almal bewus van een God, na wie ek my oë opslaan, waar my hulp vandaan kom. En dan, net interessant in die Nuwe Testament, Saulus wat koning Jesus vervolg het, julle onthou die storie, Handelinge 9, waar hy gekonfronteer word deur Jesus Christus. Hy sê, wie is u? En dan sê die Here, ek is iemand wat jy vervolg. Nou, sy naamgenoot in die Ou Testament, Saul, het ook 'n koning vervolg. Iemand wat regtig koning moes wees. Hy het vir Dawid vervolg, terwyl Dawid eintlik gesalfde van die Here was. So daar's 'n baie fyn lyn tussen die Ou Testament se Saul en Dawid en Nuwe Testament Paulus en Jesus. So die openbaring van wie die Heilige Gees is, maak dat iemand soos Saulus, wat toe later Paulus is, ook begin verstaan, maar hy's besig met verkeerde oorlog. Die Heilige Gees, terwyl ek die unboxing doen, kom ek agter, maar wat sê God regtig? Wat sê sy woord regtig? Nou, hy het 'n blindelingse vertroue gehad in die proses wat God hom gelei het. En dis vir my, dis amper 'n preek op sy eie. Ek weet nie of ou nou 'n derde diens kan inbou nie, maar dit is net daaroor gou preek. Maar dink nie daaraan. Saulus vervolg die kerk. Hy vervolg Christus. Hy laat mense toesluit en doodmaak. Hy keer dit goed. Hy het briewe wat hom goedkeuring gee om daardie monstrosity goeters aan te vang. Nou word hy op die Damaskuspad met blindheid geslaan. So die lig van Christus was so helder dat hy nou nie kan sien nie. Nou wat gebeur nou? Nou word hy gelei Jerusalem toe. Hy word gelei deur ander mense. En die eerste ou wat hy by die name bekend aangestel word, is Ananias. Ananias is een van die ouens wat vervolg word deur Saulus. Nou dink hoe ek dink, dis dalk my eie interpretasie. Rian, help my teologies reg, maar net na die diens asseblief, as ek verkeerd is. Hy word nou blindelings gelei deur sy vorige vyande. Nou ek dink daar was 'n effens van 'n benoudheid by hom gewees. Hy laat hierdie ouens doodmaak, nou kan hy nie sien nie en hulle lei hom na 'n plek toe, want die Here stuur vir Ananias direk na Saulus toe. En uiteindelik toe hy nou met sy blinde oë daar aankom en hy weet nie waar hy mooi is nie, toe maak die Here sy oë oop en toe sy in 'n nuwe broederskap, wat voorheen 'n vyandskap was. Want die Here het deur sy Gees vir Ananias gesê, gaan soek hom. En hoor net die detail. Ek het dit nou nie hier op nie, maar jy kan gaan lees, Handelinge 9. Die Here sê vir Ananias, jong, daar's iemand wat ek wil hê jy moet na toe gaan. Hy's by 'n ou se huis met die naam van Simon, dis die straat se naam, die straat se naam is Reguitstraat. Sy naam is Saulus. Hy kom van Tarsus af en hy's besig om te bid. Al daai detail gee die Here vir hom. Dis die Heilige Gees wat betrokke raak by mense wat opgewonde is oor Jesus Christus. En ek wil vir jou vra om saam met my die Here te vertrou dat hy in detail met jou praat oor waarheen jy op pad is. Ek wil dit graag weet. Ek wil weet waarheen ek op pad is. Ek wil elke dag weet wat die Here vir my sê, want ek kan nie net by Ou Testamentiese beginsels bly en sê, goed, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom nie. Ek wil Nuwe Testament leef, dat die een na wie ek my oë opslaan vir my sê, nou okay, doen nou dit of dat. En dis vir my 'n wonderlike beginsel wat die Here in die Nuwe Testament vasgemaak het, dat ons regtig kan hoor wat die pad is wat die Here met ons wil stap. Nou, Petrus,
ek wil nou al sê, sonder om profeties te probeer klink, hier's baie Petrusse onder ons. Petrusse is die manne met die menings, né? Het jy al met ouens gepraat, hier's die ding. Weet, as jy in 'n groep staan, dan sal ouens wat sê, hier's die ding. Aan die ander hier's nie ander dinge nie. Moenie ou kom met storieetjies en verse, hier's die ding. En dan hoor jy nou hoe werk alles eintlik. Nou Petrus is 'n ou wat altyd geweet het hoe moet goed werk, behalwe dat hy totaal alles opgesmash het. Onder andere die kruisdood van Jesus wou hy teestaan, het gesê, hulle sal dit nooit doen nie, Here, ek sal dit nie toelaat nie, maar dit is die plan van God nog altyd gewees. So hy wou en hy het 'n mening en 'n opinie, maar hy's clueless gewees oor baie goeters. En nou bid hy, en nou wys die Here om hierdie teken van die onrein diere wat met 'n lap of 'n ding so uit die hemel uitsak, en die Here sê vir hom, staan op en eet, slag en eet. Nou spring sy opinie natuurlik voor dit in, want die Here praat nou, maar hy het 'n sterker opinie as wat die Here het. So Here, net die goedjies, ek is 'n Jood, ek doen die goedjies eintlik baie goed, ek eet nie onrein goed nie, ek sal dit nooit nie, Here. Nou doen die Here in sy groot genade nog 'n ronde. Hier kom die lap weer met die goed in. En Petrus sê nee, want onthou nou, hy beïndruk nou die Here, want hy staan nou vas op dit wat hy mee groot geword het. En die derde keer, toe besef hy die Here is ernstig. So hy het sy oë opgeslaan na die hemel toe, of na die berge toe, of na wie ook al hy aanbid, die Here natuurlik. En toe die Here met hom praat, toe verskil hy oor die antwoord. Dis tipies Petrus. Here, wat moet ek doen? Maak so? Nee, Here, ek het 'n beter idee. Nou, baie van ons val in daai trap baie maklik, nie omdat ons slegte mense is nie, bloot omdat ons mense is. Ons koppe is besig met ons eie beplanning, en ons sukkel om te hoor, en nou gebeur daar 'n klomp goedes, want die Here sê, jy moet nou seker maak, dat jy reg verstaan wat ek nou vir jou wys. Hierdie gaan nie net oor 'n klomp onrein diere, en ek weet nie wat alles daarin is nie, maar daar was goed, as melf lekker geklink het, want ons vang goed uit die see uit, dan eet ons dit, en Petrus het dit nooit gedoen het nie, en dan sal allerhande snaakse etes wat by mekaar kom, en op die ouend toe verstaan hy, goed, Here, ek moet nou doen wat u sê, en hy sê, dan gaan nou ouens aan jou deur klop, jy moet saam met hulle gaan. Dit is heeltemal teen die grein van wie Petrus is, en wat die gewoonte van daai tyd is, want hy gaan in 'n klomp heidene toe, en ons is mos bang vir heidene, ons wil nie by heidene kom nie. Ons het baie jare terug, toe gaan ons van Oekraïne, ons het so uitreik gehad, toe gaan ons nou, ons wil 'n bietjie vakansie, ons sit nou by ons uitreik, so paar dae vakansie, nou wil ons by iemand gaan bly, want ons wil die mense leer ken. En die kontakpersoon daar in Crimea sê vir ons, wil julle by Christene of heidene bly? Ons sê, obviously heidene, want wat jy gaan help, jy gaan bly nou by Christene, en allemaal Hanna maar saam met oor dieselfde goeders. Dis wonderlik om Christen te wees, maar kom ons gaan 'n bietjie na die heidene toe. Nou gaan bly ons by 'n moslem vrou. Lang storie vir 'n ander dag. Fantastiese ervaring. Na al die donkie 1000 jaar het ons nou die aand weer op 'n video call met haar gepraat. Maar in elk geval, nou hierdie ou Petrus, baie kerkvas en standvastig en wetties, nou kom hy by Petrus hulle, by Cornelius hulle, Handelinge 10. Dis nou die heidene, dis ouens met wie ek eintlik niks wil te doen hê nie. In die lang storie kort, die Heilige Gees waaroor ons praat, word daardie dag, toe Petrus praat met hulle, uitgestort op die heidene. En daar's 'n groot uitdaging in die kerk gewees, toe jy gaan terugvoer gee, toe sê die kerkvaders, asseblief, dit kan nie wees nie, dis onsinne. Die Heilige Gees is nie net besig met sy kerk nie, hy is besig met die wêreld. Dink bietjie terug toe jy nog nie in die kerk was nie. Wie het jou oortuig daarvan, dat daar God in die hemel is? Ek glo die Heilige Gees is oral betrokke. Dis hy wat jou oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, sê die woord. En ons praat nie vandag van die Heilige Gees wat ons aankla of oordeel nie. Hy is die een wat klaar vir ons sê wat God se woord sê oor my en oor jou. Nou tussen Petrus en sy mense word hierdie Cornelius hulle bedien. Dis eintlik 'n wonderlike getuienis wat in die Nuwe Testament gebeur.
Filippus, hier's een van die goed wat ek nou op hierdie stadium mee worstel, is Filippus se storie. Filippus, obviously baie bekend, lief vir die Here, dien die Here, deel van die Nuwe Testamentiese bedeling. Nou sê die Here vir hom, gaan af na die pad wat na Gaza toe gaan. Nou vandag sal 'n ou moeilik so opdrag wil hoor. Hy's Gaza. Die Here het seker nou nie die kaart draai hom om. Dis 'n verkeerde kaart hier, hy wys aan die ander kant toe. Maar niemand wil nou Gaza toe gaan nie, maar feit is daai tyd sê hy, gaan af na die pad wat na Gaza toe gaan. Maar dis al detail wat hy het. Nou, ons sukkel daarmee, want as iemand vir ons 'n opdrag gee, wil ons weet, hoe, waar, wanneer, hoe laat en wat is die pay. Is nie so nie. Jy wil vooraf weet. Die pay moet al inbetaal ook wees, jy gaan nie na die tyd kry nie. So ons soek al die detail. Al wat Filippus sê, hier gaan ek. Nou, ek wil jou challenge, en daai challenge kom terug na my toe. Ek wil sê, Here, dankie dat U, terwyl ons die unboxing doen van die Heilige Gees, dit ook vir my prakties kom maak, deur my ook die nodige opdragte te gee, al is aan die detail by nie. En ons werk deur klomp sulke goed, glo my. Baie ons voel ons pastore hoef nooit moeilike besluite te neem, want hulle is so heilig gebore en hulle gaan soms so heilig hemel toe. En dan gebeur nie, daar's nie side shows nie. Dis net, Rian, dis mos plain sailing. Ja, jy gaan net, ander ouens word verkeerd gebore, ons word bekeerd gebore. En dan gaan ons, as ons naby kom, hol die duiwel weg, en ons geen versoeking nie, die geld is baie, die petrol is goedkoop. Ek het net oor die petrol, vanmôre toe gooi ek sê vir die man, gooi vir my R700 in. Nou gooi R700 in. Hy het nooit vir my gesê, nee man, jy moet meer betaal, die petrolprys is op nie. So ek net vir jou sê, vir die pastore, kos die petrol nog dieselfde. Die naald het dit nie heeltemal verstaan nie, maar feit is, dis so. Nou sê die Here, Filippus gaan na die pad toe wat na Gaza toe lei. En terwyl hy besig is na die proses, hy gaan toe, en hy sê, nou daar's 'n wa. Nou begin die detail kom. Gaan na daai wa toe. En daar's een man wat sy naam genoem word op daai wa. Hy sê, gaan praat met hom. Nou ek voel, as ou nou lief is vir die Here en het nou 'n lang geskiedenis van ministry en die seker ouderdom, wil die Here seker ek moet met baie mense praat. Die Here stuur hom maar een ou toe. Hofdienaar van Ethiopië, net een ou. Nou weet hy, daar's 'n opdrag van die Here, maar onthou nou, hy was besig om te unbox. Ek glo so, want die Here het nou 'n opdrag gegee wat vreemd is. En nou ek sien hy die ou sit en lees. Hy sê, wat lees jy? Hy sê, ek lees die boek Jesaja. Verduidelik vir my, want ek verstaan nie wat hy sê nie. Die uiteinde van die saak is, daai ou sê, stop die wa, hier's water, ek wil gedoop word. Wat verhinder my? Een ou. Die opdrag is nie altyd die glorie en die heerlikheid en die groot gehoor nie. Die opdrag is baie keer, en ek wil amper sê, meeste van die tyd, een persoon. Waar die Heilige Gees sê, go. Listen. Tell your story. Wat ook al die geval mag wees. So, terwyl ons besig met hierdie unboxing, dink ek net, hierdie onbeplande, onvoorbereide, positiewe behoefte daaraan, dat die Here moet sê, wat nou? Partykeer net een persoon. Nou, as ek nou verder gaan oor die Nuwe Testament, ek dink, en dit is my persoonlike ervaring, as ek kyk na ons lewe, maar kyk ook na iets soos Paulus en Petrus en Johannes se lewe. Daag net op, wees net sensitief. Want wat gebeur? Johannes en Petrus loop, hulle was nou by die tempel, nou loop hulle, nou sit die ou en bedel. Nou die logiese ding is, waarvoor vra hy? Hy vra almoes. Almoes is geld, dat hy kan kos koop. Dis die voor die hand liggende ding. So ek kyk en ek hoor, maar ek kyk nie regtig nie en ek hoor nie regtig nie. En toe uiteindelik sê die Here vir hulle deur sy Heilige Gees, dis nie wat die ou nodig het nie. Vat hom in sy hand en staan voor hom, rig hom op en sê, staan op en loop. Nou daai ou het hom seker heeltemal onkrepel geskrik, want dis glad nie wat hy in gedagte gehad het nie. Want hy steek sy hand uit
En nou gryp hulle sy hand en pluk hom op en daar is hy gesond. Nou hup hulle daar rond en alles is nou reg. Die onsekerheid van ons menslike planne word oorweldig deur God se inspraak deur die Heilige Gees. So die belangrikheid is, wees net sensitief. Die Here wil dalk iets spesifiek sê, of 'n spesifieke opdrag gee, en dit het Petrus en Johannes baie duidelik agtergekom. En as jy Paulus se geskiedenis lees, dan kom jy agter, maar oral waar hy gekom het, het hy net sensitief gewees vir waar die Here hom vir daai oomblik wil gebruik. Julle onthou Handelinge 16, ek gaan nou nie daaroor te veel praat nie, maar Handelinge 16 het Paulus hulle gaan, hulle wil net die wêreld nou wen. Nou wil hulle Asië toe gaan. Die Heilige Gees sê nee. Hulle wil Bitinie toe gaan. Die Heilige Gees sê, nee, verstaan verkeerd. Filippi. Gaan Filippi toe. Nou gaan lees wat daar gebeur het. Dis die wonderlikste storie van evangelisasie, maar net deur sensitief te wees vir die Heilige Gees. Nie om te veel planne te hê nie. Natuurlik moet ons planne hê, maar primêr gerig onder die gesag van die Heilige Gees. Nou, ou moet net opdaag, sensitief wees. Dan kom die gawes en die vrug van die Heilige Gees baie sterk na vore, want dis nou belangrik. Dalk wil die Here my gebruik om iets te doen wat buite my verwysingsraamwerk is. So ek gaan nie met 'n boek by my oor 9 gawes, nou dink ek, okay, wat eens ek lus voor vandag, en wat gaan my die meeste aansien gee, of wat gaan ouens kwaai beïndruk. Dis glad nie wat die woord sê oor gawes en vrug nie. Al wat die woord sê is, be real, be sensitive, wees beskikbaar, en dan sal die Here, soos 1 Korintiërs 14 van praat, soos hy voel die gawe deur jou laat werk, soos die Heilige Gees gee aan die wat hy wil. As hy jou op hierdie manier gebruik, dan is dit fyn. Maar ons moet bewus wees daarvan dat die Heilige Gees ook die kerk wil gebruik as individue op daardie manier. Paulus se stories, natuurlik, as jy kyk na daai sendingreise, hy was so sensitief vir die stem van die Heilige Gees, maar dit het hom gekos. Vir die ouens wat nou dink, alles is nou plain sailing, ek wil net vir jou gou vertel van pastoor Paulus. Kyk, ons het huise om in te bly, ons het karre om mee te ry, maar hy het dit nou nie gehad nie, maar hy was 'n beter pastoor, dink ek, as ek. Ek wil nie jou in die party intrek nie, maar ek dink, ek het nie so goed gevaar as Paulus nie. Maar hulle voeder hom gereeld. Dis amazing, hy's die man van God, hy die woord van God, hy's vol van die Heilige Gees, hy doen die wonderlikste dinge. En dan kort sluit hulle hom toe en hulle slat hom. 2 Korintiërs 11 praat daarvan, hy's 195 keer met 'n kats geslaan. 195 keer, nie eers so, Jesus het maar 39 houe gekry, of 40 dalk, afhangende van met wie jy praat. Hy het 195 houe gekry met 'n kats. 3 keer met stokke geslaan. Hy's met klippe gegooi, het hom uit die dorp uitgesleep het, dat hy kan verder doodgaan. En al wat hy sê is, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. Hy het nie omgegee nie, solank die Heilige Gees sê, do this, do that, don't do this, don't do that. Die Heilige Gees, met die gawes, met die vrug van die Gees, sal jou nooit een kant los nie, maar sal altyd graag met jou wil kommunikeer. Elke klein geleentheid, ek dink aan Paulus, Barnabas, Petrus en Johannes is nou gepraat, elke geleentheid aangegryp om te volg wat die Heilige Gees gee om te doen. Hy is altyd beskikbaar, obviously, dis baie belangrik. Dis nie asof die Heilige Gees ver en weg is nie. En dan sê 1 Korintiërs, 2 Korintiërs 1, praat van 'n wonderlike ding, 'n waarborg. Nou, ek hou van 'n waarborg, want dit help 'n ou as daar moeilikheid kom, veral as die waarborg nog geldig is. Gewoonlik breek jy goed mos op dag 1 van die vervalle waarborg, is dit nie so nie. Maar as die waarborg daar is, en ou kan net daai papier vir die ouens wys, dan vervang hulle of maak reg, of wat ook al nodig is. Maar Korintiërs het as inhoud iets oor die Heilige Gees, wat hy van praat as 'n waarborg. Ek lees dit vir jou. God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus. God het hom vir ons afgesonder. Maar hy begin die sinnetjie moet sê, die Heilige Gees is die waarborg.
Dis die garantie dat dit wat ek moet doen of gaan doen of dalk wil doen of sou doen, is alles onderhewig aan die waarborg wat God gegee het. Hy gee die Heilige Gees as 'n waarborg van verlossing, van vryspraak, van roeping, van alles. Maar bo dit alles styg een ding uit. Hy bemagtig jou vir wat jy ook al moet doen. En besluite is verskriklike goed. Maar ek het 'n waarborg. Daai waarborg sê nie, jy gaan nooit swaar kry of nooit sleg gesê word of nooit meer verskil word nie. Dis nie die waarborg nie. Die waarborg is die verbond se waarmaker. Ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Ek is deel van God se gesin, God se familie, God se gestuurdes. Ek onthou my eerste gemeente, daaroor kan ons baie meer as net 'n hoofstukkie skryf. Maar ek het geweet, ek gaan nie inkom, ek gaan die gemeente verander en die dorp, en almal gaan vir my verskriklik lief wees. En nooit met my verskil nie, hulle gaan net altyd bly wees, as ek verskyn, dan is dit net heerlik. En toe begin ons by die gemeente, toe kom ek agter, ek het iets verkeerd verstaan. Want almal het nie noodwendig almal lief nie. Almal gaan noodwendig luister na wat ek sê of doen wat ek dink hulle moet doen nie. Die werklikheid is, bediening is ware lewe, dis genuine, dis hoe lewe werk, dis baie interessant. Maar die waarborg is, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek onthou, en dis dalk, dit raak nou laat, ek gaan nou ophou, ek beloof, maar ek moet net hierdie storie vertel. In een van ons gemeentes, op die platteland, interessant as die gemeente gekoppel word aan platteland, nie, het laat wonder, maar nou gaan besoek ek 'n familie, Petra is nie saam nie, nou sê hulle my, verskriklik sleg, maar soos in series, ek kan myself nie verdedig, want ek weet nie wat om te sê nie, want dit is heeltemal 'n valse ding wat hulle verkeerd verstaan het, een of ander skrifgedeelte wat ek gebruik het, en toe voel hulle, maar ek het hulle nou aangevat, en hier gaan sê my sleg. Nou kom ek by die huis, en ek onthou, ek gaan so, Peter al in die bed, nou sit ek so op die spieelkas, dis 'n stoeltjie, nou draai ek om, kyk, waar vertel ek al. Maar ek is so hard, ek kry myself ontsettend jammer. En ek voel net, ek sak so vorentoe, en ek begin huil in my hande, ek kan nie glo. Almal moet my dan lief hê, hoe kan hierdie ouens my so lelik wees? Dit is onmoontlik. Nou, dis die werklikheid van ministerie, maar nou wil ek nie dat jy daar vashak en dink, glory, ek moet gaan huil op die spieelkasstoeltjie, dis glad nie wat ek bedoel nie. Al wat ek sê is, God het homself aan ons beskikbaar gestel deur die Heilige Gees, om te doen wat hy ons die opdrag voorgee. En as die gevolg daarvan, vreugde of hartseer is, that's not the issue. Maar ek moet kan sê, die Here het gesê. So, wees saam met my net, ek wil amper sê paraat oor die roeping wat God op jou geplaas het. 2 Korintiërs 1 vers 22 sê, as ons sy eiendom beseël is, en die Heilige Gees in ons harte gegee, as waarborg van dit, wat ons nog sal ontvang. Daar is 'n garantie. Daar is 'n magtige roeping op elkeen van ons se lewe. Maar ons moet sensitief wees vir dit wat die Heilige Gees sê. As jy unbox, toe ons daai Duitse boks oopmaak, toe is daar goed dat ek geen deel aan wil hê nie. Onder andere 'n shower cap vir Petra. So in my unboxing dink ek, daar's ander goed vir my bedoel. Daar was sulke Duitse wafertjies met 'n snaakse naam wat ek gevoel het, it's mine. En ek sê 'n soettand nie, maar die vet weer daai lint chocolate. Mama. Maar daar's iets wat die Here in jou wakker maak as jy die unboxing doen van sy woord oor jou lewe. Net om bietjie weg te kyk van dalk ander ouens se uitdagings of se tekortkominge, maar om te sê, Here, wat in hierdie boks gaan na my toe kom. En dan net die natuurlikheid.
Ek wil amper in die stryk van om te sê ek is besig om af te sluit. Maar dit is regtig eintlik die gedagte. 2 Petrus 1 vers 3. Hoor dit sê hierdie skrif. Hy sê julle het reeds alles ontvang wat tot die lewe en godsvrug dien. En baie keer wag ons moet nog iets kry of iets weet of iets leer, nog 'n kursus doen, nog 'n Bybelstudie, nog 'n nuwe vers uit my kop uit leer. Maar hy sê julle het alles ontvang wat tot die lewe en godsvrug dien. En dan sê hy, as hy skrif verder gaan lees so 'n bietjie, dan sê hy, nou voeg dan by die broederliefde, want dit vloei uit dit wat ek reeds ontvang het. Want alles wat ek doen, alles wat ek die opdrag voorkry, die Here klaar vir my gegee, en in hierdie unboxing kom ek agter, wat wil die Heilige Gees nog steeds met my verder doen? So ek wil saam met jou hierdie avontuur beleef van, Here, wat se excitement is daar vandag en môre, as ek opstaan met die gedagte van, Here, wat wil U vandag doen? Met wie kan U vandag werk? Wat ek dalk betrokke by is. Dis verskriklik exciting. En dan, bietjie stadig hierdie. Ek dink, glo die Here, glo sy woord. Daar's 2 aspekte hieraan verbonde. Ek begin met die laaste een. Dit is maklik om die woord te glo, want almal van julle sal sê ek glo die woord. Dis nie so nie. As ek nou 'n Bybel moet optel, wat ek net op my foon het, dan gaan jy sê, ek glo die woord van die Here. Natuurlik, ek is nie stupid nie, ek glo die woord. Maar glo jy die Here? Nie glo jy in die Here nie, want dit is maklik om te sê, ek glo in die Here, natuurlik glo ek in die Here, dis hoekom ek hier is. Maar glo jy die Here as hy sê, gaan na die pad wat na Gaza toe gaan. En moenie worry oor die detail nie, I'll tell you. As die Here jou dalk na iemand toe stuur, dalk kom te sê, Here, maar wat moet ek sê? Hoe moet ek aantrek? Hy sê, gaan net. En dan sê sy woord baie duidelik, hy sal deur sy gees vir jou die regte woorde op die regte tyd gee. He will tell you. En baie keer gaan hy vir jou niks sê nie, en al wat jy doen is dan luister jy vir die ander ou. Prompel net so 'n bietjie om in die gesels te kom, dan luister jy, want jy het meer ore as 'n mond. Tel hulle bietjie. Luister net. So, die beskikbaarheid is net vir my baie belangrik. Bly afhanklik van hom, want as die Here iets goed doen, of as daar iets goeds gebeur, is dit in elk geval die Here, want die Here is goed. Ok, en dis die laaste slide hier. Die woord sê in Romeine 11, uit hom, en deur hom en tot hom is alle dinge. Nou dink aan prentjies as jy bietjie wil ponder op hierdie woord. Hy is die bron van alles. God, Vader, Seun, Heilige Gees, hy is die bron van alles. En alles wat ek doen, kan ek net deur hom doen, dit wat goeie vrug dra. En die eer vir elke ding kom hom weer toe. So in daai prentjie verstaan ek hierdie skrif baie beter. Uit hom en deur hom en tot hom is absoluut alle dinge. Dis nie die fancy kerk of die fancy pastoor of die fancy preek of al die goed nie. Dis alles bysake. Maar uiteindelik, it's all about him. En die Heilige Gees is besig om vir jou, glo ek, en dit wat hy vir my sê, just be real. Just be real. Moet nooit 'n plan maak wat buite sy plan is nie. Be real, daag op, wees beskikbaar, moenie worry oor wat moet ek sê, wat moet ek oor stil bly nie. Gaan net en wees beskikbaar, sodat die Here jou hand kan vat en jou kan lei. Nou wil ek net, en as ou sê jy gaan bid dan, dis 'n afsluiting. Ek wil vir my bid vanmôre, want ek het 'n groot behoefte. Kan ek vir my bid vanmôre? As ons 'n bietjie onseker lyk, hierdie waas nou die mekaar, en hy wil nou, ek gaan vir jou ook bid, moenie worry nie. Maar ek wil vir my bid, want is maklik om te preek. Preek is aan die een kant baie maklik, want julle is te oordentlik om my te sê het was bad. So preek is eintlik baie maklik, is 'n groot voorreg, dis lekker, jy het 'n dik Bybel om uit te werk, die Heilige Gees en alles, maar ek wil bid,
vir my en vir diegene wat saam met my die Here vertrou, om ongeag al ons kennis, al ons ondervinding, al ons alles wat ons het, ten spyte daarvan te sê, Here, wat wil U met my doen? Waar lei U my heen? Is dit Asië, Bithynië of dalk Filippi? Is dit Gaza? Of is dit 'n fancy groot kerk? Wat wil U nou vir my sê? Kan ons daarvoor bid? Staan asseblief saam met my. Ons sluit ook met hierdie gebed dan af. Here, dankie dat ons U kan vertrou vir dit. Ek wil bid vir myself, ek wil bid vir 'n baie duidelike deursigtigheid as dit kom by my eie drome, my eie ideale, my eie planne. Ek bid, Here, dat U deur U Heilige Gees my baie duidelik sal wys wat in hierdie skatkis opgesluit is vir my. Ek bid dat ek getrou sal wees om te sê, ja Here, U wil en nie myne nie. En dan bid ek vir diegene wat saam met my hierdie behoefte het, Here, dat elke dag 'n opwindende nuwe fase sal wees, 'n opwindende nuwe opdrag, 'n nuwe lewe, dat die oë oop gaan, maar oper sal gaan. Dat my ore oop sal gaan, maar oper sal gaan deur die Heilige Gees wat tot my beskikking is. Dankie daarvoor, Here. Ons seën mekaar vanmôre in die wonderlike naam van Jesus. En ons dankie vir die werklikheid en die betroubaarheid van die Heilige Gees. God, die Heilige Gees. Amen. It was faith that stirred the waters, the faith that parted seas. It was faith that shook foundations, led people to believe. It was faith that tamed the lion. It was faith that showed the way. The faith that slayed the giant is the faith I have today. I believe that you have done it all. I will be your glory to the lost and broken. I believe you're making all things new. Healing every heart to worship you in reverence. It was faith that walked the waters, the faith that blind would see. It was faith that healed the leper, the faith that lives in me. Now it's faith that moves me forward, reaching to the lost, mending what is broken, and giving all it cost. I believe that you have done it all. I will be your
all about.